Hallo almal en welkom. Maak julle gereed, want vandag vat ons 'n reis. Stel jou vir 'n oomblik 'n onbekende, asemrowende landskap voor waar elke liewe meganisme en stelsel in absolute volmaakte harmonie saamwerk. Die doel? Om die grootste wonderwerk op aarde te skep, nuwe lewe. Nou ja, dis nie een of ander natuurlewe dokumentêr oor 'n diep afgeleë oerwoud nie. Nee, dis die epiese landskap van die menslike liggaam. Ek is regtig ontsettend opgewonde om julle vandag op hierdie kinematiese avontuur te neem, spesiaal om julle voor te berei vir daardie graad 7 natuurwetenskappe eksamen. Ons gaan die ongelooflike proses van menslike voortplanting verken. So, kom ons spring dadelik in. Ons reis vandag dek 3 hoofstukke. Eerstens kyk ons na die vroulike voortplantingsstelsel. Dan beweeg ons na die wonder van swangerskap en ons sluit af met iets baie belangriks: voorbehoeding en beskerming. Goed. Kom ons skop af met afdeling 1, die vroulike voortplantingsstelsel. Hierdie dek vrae 14 tot 18. Reg, vraag 14. Wat presies is die funksie van die eierstokke? Nou, wat regtig fascinerend is van hierdie strukture, is dat 'n vrou 2 van hulle het. Hul hooftaak? Wel, die funksie van die eierstokke is om elke liewe maand 'n ryp eiersel te vervaardig en vry te stel. Ons noem hierdie superbelangrike proses ovulasie. En sonder ovulasie, geen kans vir voortplanting om eers te begin nie. Dis as ware waar alles afskop. Volgende het ons vraag 15. Wat is die funksie van die fallopiusbuise? Dink aan hierdie buise as die oorbruggingsroete of die hoofwee in ons liggaamlike landskap. Hulle verbind die eierstokke direk met die baarmoeder. Maar hier is die absolute deurslaggewende punt. En julle moet hierdie definitief onthou vir die eksamen. Dit is die presiese plek waar bevrugting plaasvind wanneer 'n sperm en 'n eiersel uiteindelik saamsmelt. Dis letterlik waar die magie begin. Dan as ons by vraag 16, wat is die baarmoeder, oftewel die uterus, en wat is sy funksie? As daardie eiersel eers bevrug is, het dit mos 'n veilige tuiste nodig om te kan ontwikkel, reg? Die baarmoeder is 'n absoluut merkwaardige orgaan, uitgevoer met 'n dik, bloedryke wand. Dit is spesifiek so ontwerp om die bevrugte eier te ontvang, veilig vas te hou en dan daardie embrio of fetus vir 9 maande lank te voed en te laat groei. Nou beweeg ons na die onderkant van die baarmoeder vir vraag 17. Wat is die baarmoedernek of die cervix? Om dit vir julle baie eenvoudig te stel, dit is basies die drempel of ingang na die baarmoeder. Wat werklik fenomenaal is van die cervix, is sy krag en vermoë om ongelooflik wyd oop te rek tydens geboorte, sodat daardie baba veilig sy weg na die wêreld kan vind. Dit bring ons by vraag 18. Wat is die funksie van die vagina? Hierdie orgaan het hoofsaaklik 2 noodsaaklike funksies in die hele proses. Eerstens, dit omvang die penis en die sperm tydens seks en dis as ware die beginpunt van daardie lang wedloop vir die sperm. Tweedens, dien dit as die geboortekanaal. Dis die einste pad waardeur die baba heeltemal aan die einde van die swangerskap gebore word. Dit bring ons vinnig by afdeling 2, die wonder van swangerskap. Ons kyk nou na vrae 19 tot 24. Vraag 19 vra dat ons die roete beskryf wat die sperm volg om die eiersel te bereik. Ouens, stel julle 'n epiese oorlewingsreis voor. Ons praat van miljoene mikroskopiese swemmers wat 'n massiewe afstand moet aflê teen allerlei struikelblokke in. Dit is 'n absolute wedren na die eiersel. So, hier is die roete. Die sperm swem heel eers deur die cervix. Van daar af beweeg dit binne in die groot oop spasie van die baarmoeder in. Uiteindelik, teen alle verwagtinge in, swem die sterkste, vinnigste spermselle al die pad op tot binne in die fallopiusbuis waar daardie ryp eiersel rustig wag. En wat gebeur aan die einde van daardie wedloop? Vraag 20 vra juist dit. Wat is bevrugting wat ons ook konsepsie noem? Wel, bevrugting is daardie presiese, amper tasbare, wonderbaarlike oomblik wanneer net een enkele spermsel uiteindelik daarin slaag om die eiersel binne te dring en heeltemal met dit saam te smelt. Daardie een enkele oomblik dra letterlik al die genetiese inligting oor wat uiteindelik 'n splinternuwe persoon gaan word. Dis net wild om daaraan te dink of hoe. Goed, so nou is vraag 21, wat gebeur met hierdie splinternuwe sel direk na bevrugting? Nou dat die sel gevorm is daarbo in die fallopiusbuis, kan dit mos nie net daar bly lê nie. Dit reis stelselmatig afwaarts na die baarmoeder toe. En dan kom die kritieke deel. Hierdie nuwe sel heg homself baie stewig vas in daardie dik, bloedryke wand van die baarmoeder. Dis presies waar dit vir die res van die swangerskap veilig sal nesmaak en natuurlik sal groei. Sodra dit vasgeheg is, begin dinge regtig baie vinnig ontwikkel. Vraag 22 vra ons, wat is nou eintlik die verskil tussen 'n embrio en 'n fetus?
Wetenskappeliks en dokters gooi hierdie twee woorde baie rond, maar hulle gebruik dit om baie spesifieke fases van die baba se ontwikkeling aan te dui. En die antwoord, dit hang alles heeltemal af van die tydlyn van die swangerskap. Kom ons kyk gou na die verskil. Hier is 'n maklike manier om dit vir die eksamen te memoriseer. Die ongebore baba word slegs gedurende die eerste 2 maande van swangerskap 'n embrio genoem. Dis wanneer die belangrikste organe stelselmatig begin vorm. Direk daarna, gedurende die laaste 7 maande, skuif die term na 'n fetus. So, hou dit eenvoudig in julle koppe. Eerste 2 maande is embrio, laaste 7 maande is fetus. Maklik. Terwyl daardie fetus aanhou groei, het dit natuurlik deurlopende ondersteuning nodig. Vraag 23 kyk hierna. Wat is die funksie van die placenta en die naalstring? Julle kan aan hierdie twee strukture dink as die absolute lewenslyn tussen die ma en die baba. Hulle werk pragtig saam om deurlopende noodsaaklike kos en suurstof vanaf die ma na die baba te verskaf. En net so belangrik, hulle vat ook al die baba se afvalstowwe weg om die hele omgewing skoon, veilig en gesond te hou. Voordat ons hierdie afdeling afsluit, is hier iets wat altyd fascinerend is. Vraag 24. Wat is die verskil tussen 'n identiese en 'n nie-identiese tweeling? Partykeer gee genetika ons 'n eislike verrassing en dan kan ons skielik 2 babas in plaas van 1, maar hoe dit biologies gebeur, bepaal of hulle soos 2 droppels water gaan lyk of miskien net soos gewone broers en susters. So werk dit. By 'n identiese tweeling is daar net een enkele bevrugte eiersel. Maar dan, op 'n absoluut wonderbaarlike manier, skei dit in 2 gelyke dele. Omdat hulle uit dieselfde eiersel kom, deel hulle presies dieselfde DNS. By 'n nie-identiese tweeling werk dit effens anders. Daar word 2 heeltemal verskillende eierselle vrygestel en albei word dan deur 2 afsonderlike spermselle bevrug. So dit is eintlik maar net 2 unieke bevrugtings wat toevallig terselfdertyd plaasvind. En net so beweeg ons na ons laaste afdeling, afdeling 3, voorboding en beskerming. Ons is by vrae 25 tot 29. Hierdie is dalk die belangrikste inligting vandag, want dit bemagtig jou om wyse, veilige besluite te neem in jou lewe. Ons begin by vraag 25. Watter risiko's loop mense wat seksueel aktief is? Biologie is baie kragtig, mense, en dit kom met 'n dubbele risiko. Die eerste een is natuurlik die risiko vir 'n ongewenste swangerskap, veral as iemand nog glad nie gereed is vir die massiewe, lewenslange verantwoordelikheid van 'n kind grootmaak nie. En die tweede, wat ewe ernstig is die gevaar van seksueel oordraagbare siektes, oftewel SOS'e. En dit lei ons perfek na vraag 26, wat ons pertinent vra, noem 3 voorbeelde van seksueel oordraagbare siektes. Dit is absoluut noodsaaklik om te weet waarna ons verwys wanneer ons van hierdie groot risiko's praat, sodat julle dit feitevry en akkuraat in julle toets kan neerskryf. Vir die eksamen moet julle hierdie 3 voorbeelde baie goed ken. Nommer 1 is MIV, wat as dit nie behandel word nie kan lei tot vigs. Nommer 2 is herpes. En nommer 3 is syfilis. Hierdie is almal ongelooflik ernstige siektes wat jou liggaam permanent kan beskadig en hulle word byna uitsluitlik deur seksuele kontak oorgedra. Sit dit maar so lank stewig in jou geheue vas. MIV, herpes en syfilis. Vraag 27 is dan nou juis belangrik wanneer ons praat oor hoe om onsself teen hierdie risiko's te beskerm. Wat is 'n kondoom en wat is die voordeel daarvan? Basies is 'n kondoom 'n rubberomhulsel wat as 'n fisiese versperring dien, maar die absolute wonder hiervan, en julle moet regtig mooi luister hierso, is die unieke voordeel dat dit nie net ongewenste swangerskap help voorkom nie, maar dat dit terselfdertyd die risiko van daardie SOS'e aansienlik verminder. So ja, dit beskerm letterlik teen albei. Dis 'n werklike beskermingsinstrument. Maar in skerp kontras hiermee, kyk na vraag 28. Hoe werk voorbehoedpille of inspuitings en teen wat beskerm dit nie? Hierdie metodes werk chemies binne in die vrou se liggaam deur ovulasie te blokkeer. So daar is letterlik geen eiersel daar om bevrug te word nie. En dit stop swangerskap baie effektief. Maar, en glo my, dit is 'n massiewe maar, dit bied absoluut geen beskerming teen SOS'e nie. Want aangesien daar geen fisiese versperring is om die kieme of virusse te stop nie, kan siektes steeds baie maklik oorgedra word. En dit bring ons uiteindelik by vraag 29. Wat noem mens dit as mense seks hê sonder om enige voorbehoedmiddels te gebruik? Die antwoord is doeteenvoudig en direk: onbeskermde seks. En ouens, om onbeskermde seks te hê, beteken jy stel jouself onmiddellik bloot aan alle risiko's wat ons nou net bespreek het. Daarmee kom ons aan die einde van vandag se omvattende eksamenvoorbereiding. Ek hoop julle voel reg vir die vraestel. Leer hard en baie sterkte. Maar terwyl julle hierdie feite leer, wil ek julle graag laat met een laaste belangrike gedagte.
As ons dink aan hierdie ongelooflike, komplekse en fascinerende stelsel wat in elkeen van ons skuil, doen ons werklik genoeg om ons eie lewenslandskap elke dag met respek en wysheid te beskerm?